Ek wil daarmee begin, want dit is eintlik 'n besonderse gedeelte. En die Here praat so wonderlik met 'n mens. Nou ek gaan vanoggend met jou praat oor wanneer Jesus in jou storm instap. Maar ek wil gou vir u ietsie wys. Ons gaan in elk geval nou daarna kyk, maar ek wil dit net vir u lees. Markus 6 vers 50, vers 51. Ek wil net kyk, waar is dit? Dis vers. Hoekom kry ek hom nou nie op nie? O, hier is hy. Vers 48. Sit gou vir my vers 48 op. Kyk gou na hierdie vers en dan wil ek hê jy moet wonder. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die 4de nagwak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see. Maar wat is sy laaste gedeelte? En hy wou by hulle verbygaan. Ek het nooit geweet het was nie eintlik Jesus se idee om in die skei in te klim. Want daar staan, hy wou by hulle verbygaan. Hier loop hy op die see, maar hy wou by hulle verbygaan. In die storm, golwe groot, wind kwaai. Hy wou by hulle verbygaan. Ek hoop ons gaan min of meer 'n antwoord kry vandag, maar dit het my laat wonder. Here, hoekom wil jy partykeer by my verbygaan en nie in my skei inklim? Ooit daaraan gedink. Want duidelik was Jesus se idee toe hy op die see geloop het, nie om in die skei te gaan klim. Want daar staan, hy wou by hulle verbygaan. Hy wou nie in die skei inklim nie. En pastoor Jaap het nogal iets interessants gesê ja, maar hy was kwaad vir die disippels, want hulle het vir hom weggeroei. Toe wys ek vir hom die skrif in Markus, waar Jesus hulle gedwing het om in die skei te klim, soos die disippels se skuld nie. Jesus het vir hulle gesê, move, gaan, roei, ek gaan hier agterbly. Want daar was 'n plan, God het 'n doel en 'n plan gehad. So ek praat vanoggend met julle oor wanneer Jesus in jou storm instap. Wat gebeur wanneer hy in jou storm instap? Kom ons lees die storie. Markus 6 vanaf vers 45. En dadelik het hy sy disippels gedwing, daar's dit, om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. Net vinnig inligting, ons sal later ook dit weer sien. Hierdie gebeur net nadat Jesus die 5 broodjies en 2 visse vermeerder het. Toe stuur hy sy disippels weg, so daar's nog duisende mense. Disippels is nie daar om te help nie. Jesus sê, klim julle in die boot en gaan. En hy het nie vir hulle mooi gevra nie, hy het hulle gedwing. Want hulle wou hom nie alleen los, hy het gesê, los my uit. Jy weet, soos die vrou gewoonlik vir die man sê, as sy verkeerde by het, los my uit. Nou by my kom nie my praat nie. Jesus het amper gesê, sweets, jy weet, as ek hierna dink, want hy het gedwing. Hy het hulle gedwing. Kyk, kom ons kyk verder. Besonderse gedeelte hierdie. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. So hoekom het hy hulle weggestuur? Hy wil gaan bid het. Want daar moes iets gebeur vorentoe. Vers 47, toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see en hy alleen op die land. So daar was niemand meer daar nie. Na hy van die berg afgeklim en na hy klaar gebid het, was hy alleen. En vers 48, en hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle, en omtrent die 4de nagwak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see, en hy wou by hulle verbygaan, sê die ou vertaling. Vers 49, en toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was, en hard uitgeskree. Ek sien hierso, dis 'n spook! En nou is hulle in die storm in die bootjie, waarheen gaan jy vir die spook? Daar's nie wegkom kans nie. Ek dink hulle gebedslewe het vinnig op datum gekom. Maar broeder en suster, kyk,
Dit was 'n spook en hulle het hard geskreeu. Vers 50, want hulle het hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek hy dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En vers 51, die laaste vers wat ek gaan lees, kyk gou na hom. En hy het by hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê, en hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd. So ek praat vanoggend met jou oor, as Jesus in jou storm instap. Nou die disippels het pas die wonder van die 5 broodjies en 2 visse gesien, en kort daarna bevind hulle self in 'n storm op die see van Galilea. Groot storm. Nou die geestelike waarheid hier is, selfs nadat ons God se wonders beleef het, kan ons nog steeds storms ervaar. Maar Jesus kom na sy mense toe in hulle storm. Dis waar ek wil begin. Ek wil hê jy moet luister na die storie van die storm. Van die storms wat ons beleef. Nou nommer 1 is soms stuur Jesus jou in 'n storm in. Luister hy het sy disippels in 'n storm ingestuur. God is alwetend, Jesus het alles geweet, hy was mens, hy het geweet wat lê voor, en dis hoekom hy vir hulle gesê het, gaan. Want wie wat van hulle was bekwame en ervare vissermanne, so hulle moes die weer geken het. En dis hoekom die dwingstorie nou vir my sin gemaak het op 'n stadium. Want hulle wou nie, want hulle het geweet, hier kom moeilikheid. Maar hulle vat dit wat Jesus sê, hy dwing hulle. Hy dwing hulle. Ek wil nou eintlik iemand gebruik. Driekus, kom staan jy gou hier by my, jy's 'n jong man. Ek kan nou nie ou manne hier rondpluk nie, maar ek kan jou rondpluk. Jy sien, hierdie dwingstorie, luister gou. Jesus het gesê, ou Driekus, wie wat? Wil jy nie maar asseblief, jy weet, gou hierdie ding vir my doen nie. Dwing is, luister, jy sal of daar's moeilikheid. Luister, jy moet. Dis mos hoe Shanae al wil kry, sy goeie tantrum. Ja, maar kan jy sien, Jesus, en ek het gaan kyk na daai Griekse woord daarso, dis 'n woord wat, hy was streng, hy was kwaad, hy was op 'n punt om te sê, maar luister, julle moet dit doen, daar's nie van iets anders nie, Driekus dankie. So, hy het nie mooi gepraat nie, hy het gedwing. Maar dis waaroor dit gaan. En dis wat ek by u wil los om te sê, dis wat hier gebeur. So soms stuur Jesus jou in daardie storm in. Vers 45, en dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skei te klim, vooruit te vaar na die oorkant van Bethsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. Nou Jesus het die disippels gedwing om in die skei te klim en vooruit te vaar. Nou luister jy, hulle storm was nie die volgende goed nie, dit was nie ongehoorsaamheid nie, dit was nie sonde nie, dit was nie verkeerde besluite nie. Hulle het in daai storm ingevaar, hoekom? Want Jesus het gesê, Jesus het gepraat, en hulle was gehoorsaam, so hulle was presies waar Jesus hulle wou hê, in die storm. Jesus wou sy disippels in daai storm hê. En al sy disippels was in daai skei. Net Jesus was nie daar aan die begin nie. So hulle was presies waar Jesus hulle wou hê. Nou baie gelowiges dink, ek is in 'n storm omdat ek iets verkeerd gedoen het. Luister, dit is nie so altyd nie. Partykeer is dit ons wat droog maak. Maar kom ek sê vir jou, ek dink die meerderheid van kere is God wil jou daar hê, want hy wil vir jou iets leer. Hy wil met jou praat, hy wil vir jou iets sê. Broeder en suster, nêrens staan daar dat ek en jy nooit 'n storm gaan beleef nie. Nêrens nie. Inteendeel, Jesus sê, daar gaan tye kom en jy gaan swaar kry en wat jy stryd gaan hê. Dit gaan gebeur.
So ek en jy moet besef, dit gaan nie oor ek het nou weer iets verkeerd gedoen nie. Wie as mense siek word, veral ons ouer garde, ek het nou weer iets verkeerd gedoen. Luister, dit is nie so nie. Ons almal word siek en dit beteken nie ek het iets verkeerd gedoen nie. Dikwels gebruik God storms om die volgende te doen. En ek wil hê jy moet hierdie paar punte onthou. Dit gaan oor om jou geloof te vorm, jou karakter te bou, en sy heerlikheid te openbaar. Chantal, ek wil gaan met jou oudste dogter praat. Kyk gou vir my. Terwyl ek voorbereid het, jou naam by my opgekom. Wie wat sê die Here vir jou vanoggend? Hy het jou in 'n storm ingestuur. Want daar's 'n roeping op jou lewe, hy het iets spesiaals vir jou instoor. En hy moes jou in die storm instuur, dat jy kan begin besef, dat God het 'n plan en doel met jou. So dit hang nou van jou af om op te staan en te sê, ek sal nou vorentoe gaan. Ek weet nie wat alles gebeur het, jy moet nie worry, maat nie geskinder nie. Maar God sê vanoggend vir jou, hy het jou in 'n storm ingestuur met 'n rede. En ons gaan later daarby kom, en nou moet jy toelaat dat Jesus in jou boot inkom. In jou lewe inkom en jou omstandighede inkom. En daar gaan iets gebeur, daar gaan iets groots gebeur. Dankie Jesus daarvoor. So dit gaan om jou geloof te vorm, jou karakter te bou en sy heerlikheid te openbaar. Tweedens, Jesus sien jou stryd. Ons dink partykeer Jesus sien dit nie raak, hy ignore my. Here ignore my nooit. Partykeer is hy bietjie stil, want hy wil hê ek moet iets leer. Want deur daai goed wat gebeur, wil hy met my en jou praat. Vers 48, kyk hierso. En dis goed wat ons nog nooit opgelet het nie. En hy het gesien dat hulle swaar kry met die roei, want die wind was teen hulle. Wat sê die woord het? Jesus het gesien. Tuurlik het hy. Hy het gesien. En omtrent die 4de nagwak, ons gaan nou daarby kom, het hy na hulle gekom, al wandelende op die see, en hy wou by hulle verbygaan. So wat sê die woord hier? Jesus het gesien dat hulle swaar kry, want die wind was teen hulle gewees. Nou luister, die disippels het hom nie gesien nie. Maar Jesus het hulle gesien. Ons sien partykeer die God raak in ons omstandighede, maar weet jy wat? Hy sien ons raak. Hy sien ons. En kyk gou, Jesus sien jou stryd, hy sien jou moegheid, en hy sien jou bekommernis vanoggend. Hy sien dit. Want selfs wanneer God stil lyk, en gisterand toe ek daai ervaring kry, het was vir my so awesome, selfs wanneer God sy stem stil raak in my lewe en ek nie iets optel nie, kyk God nog steeds. Want God is nog steeds daar. Nog steeds daar om te help. Dan die derde punt wat ons in hierdie storie kan leer is, Jesus kom op tye wat ons hom nie verwag nie. Kyk gou hier, ek lees weer vir julle. En hy het gesien dat hulle swaar kry met die roei, want die wind was teen hulle en omtrent die 4de nagwaak het hy na hulle gekom, al wandel hulle op die see. En hy wou by hulle verbygaan. En kyk gou so 'n bietjie, julle kan dit so 'n bietjie gaan Google. Okay, Google is ou nie, dis mos nou ChatGPT, né? Nou as jy gaan ChatGPT gebruik en jy gaan sit in 4de nagwaak, dis tussen 3 en 6 uur in die môre. En toe ek nou dit kry, toe kon ek nou nie help om te lag, want ek het op 'n stadium so gemoun en gegroun, omdat ek nie tyd het vir alles wat om te doen nie. En toe, en my skoonpa sit hier vanmôre, hy's terug van vakansie af, vertel hy vir my, wat doen jy 4 uur in die môre? Slaap. Jesus het hierdie ding laat gebeur, tussen 3 en 6 in die oggend, in die donker. Gewonder, hulle sê, spook!
Gisteroggend toe God met my praat, 3:30. Begin luister as God met jou praat. Want hy wil in jou boot inklim. Nou die disippels was op daai stadium uitgeput, in die donker, in 'n groot storm, en wat gebeur? Toe kom Jesus. Nou kom ons kyk gou na Jesus se mag. Hy loop op die water. Nou julle, dit is onmoontlik om op water te loop so behalwe as jy weet waar die klippe is. Nou. Jy kan nie op water loop nie. Maar dit was nie so groot dam plat nie. Dit was 'n storm, daar was golwe, daar was wind. Dis waar Jesus geloop het. Jesus het nie op die stil water gaan loop nie, hy het op die storm gaan loop. Dit wys dat hy heers ook oor die natuur. Volgens Job 9 vers 8 is dit God alleen wat oor die see kan wandel. Ja, Petrus het dit ook gedoen, maar ook net vir 'n rukkie. Tot sy geloof hom begewe het. Maar weer eens, dis God wat dit toegelaat het. Markus 6 vers 49 sê, en toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskree. Dis partykeer ons reaksies as God by ons kom. Dis 'n spook. Nee! Wie wat vrees, nommer 4, kan jou visie beïnvloed. Vrees. In Timoteus sê Jesus dit so duidelik, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Ons moenie 'n vrees hê, maar liefde, krag, selfbeheersing, dis daai dinge wat ons moet hê van die Here. Nou soos weer kyk na daai vers, en ek het dit nou net gelees voor hierdie 4de een, hulle was vrek bang, hulle was baie bang. Want die disippels dink dat Jesus 'n spook is. Broeder en suster, weet ek wil nou nie stupid wees nie, maar ek kan vir jou een ding sê, ek dink nie 'n spook wil in 'n storm op die water probeer loop. Spook of te not. Dit maak net nie vir my sin nie. Vrees kan maak dat ons God se hand verkeerd verstaan. Dat ons God se werk nie herken nie en dat ons God se teenwoordigheid mis. Want ek is so gekonsentreer op die vrees en die bang dat ek sien God nie raak nie. Ek sien hom nie raak in my omstandighede nie. Vyfdens, dan kyk ons ook na Jesus se woorde in die storm. Wat sê hy? En ons moet daarop by stil staan. Markus 6 vers 50, want hulle het hom almal gesien en was ontstel. Toe spreek hy dadelik met hulle en sê vir hulle die volgende. Kyk net hoe mooi. Hy sê vir hulle, hou goeie moed. Dit is ek. Moenie vrees. 3 goed. Hou goeie moed. Dit is ek. Moenie vrees nie. Hy het nie vir hulle gesê is Jesus nie. Hy gebruik die woord ek. Hy sê ek. Sê enigiemand is ek. Dit is ek. Die ek is. Die God wat is. Dit herinner aan Eksodus 3 vers 14. Jesus openbaar dat hy God is. Hy sê dis ek. Moenie worry nie, dis ek. En dis hierdie Jesus wat in jou boot wil klim, in jou lewe wil inkom, in jou omstandighede, in jou storm wil inkom. Nou wat gebeur wanneer Jesus in die boot inklim? Wat gebeur as hy in my omstandighede en in my storm inkom? Kyk net hoe mooi. Hy het by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. En hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd. Hulle is verstom. Hulle weet wie Jesus is. Maar kyk, partykeer het hy dinge gedoen wat hulle verstom het. Sê, dit is wow.
Ek sou graag 'n vlieg in daai boot wou wees. Daai tyd, om net hierdie ding te sien. Wow! Wanneer het die storm stil geword? Wat sê daai vers? Toe Jesus in die boot geklim het. Storm het nie voor dit stil geword nie. Hy het eers stil geword toe hy in die boot ingeklim het. En dis wat God hier sê, die oplossing vir die storm was Jesus se teenwoordigheid. Dis die oplossing vir die storm waarin jy is. Storms van die lewe, Jesus se teenwoordigheid, bring hom in jou omstandighede in. Bring hom in jou absolute dinge in en sê, Here, ek wil U teenwoordig hê in my omstandighede. Dis waar die oplossing lê, nie op 'n ander plek nie. Nou wat is die geestelike lesie wat ons hieruit leer? Hier's 'n paar. En ek gaan vir die 5 nou. Nommer 1. Storms beteken nie God het jou verlaat nie. Hoe weet ek dit? Wat sê sy woord? Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis wat God sê. Sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So storms in jou lewe beteken nie God is ver nie. Hy het nou pad gevat uit jou omstandighede nie. Nee, hy's daar. Tweedens, Jesus sien jou selfs wanneer jy hom nie sien. Hy sien jou altyd raak. Partykeer is dit asof jy God net nie kan sien nie. Jy kan nie hom ervaar nie. Jy voel net of jy miskien alleen is. Voel jy soms of die Here te ver is? Hy's daar. Derdens, Jesus kom dikwels op die donkerste oomblik. 3 en 6 in die môre, groot storm, donker. Hulle het hulle flou geskrik met hierdie spook wat hier op die water loop. Toe sê Jesus, toe kom hy. Hy kom op die donkerste oomblik baie keer in ons lewe. Vierdens, vrees kan jou geestelike visie verduister. Dit beteken vrees maak dat jy nie kan sien wat aangaan nie. Vyftens, Jesus, en dis die belangrikste van alles, wat is die oplossing? Jesus se teenwoordigheid verander alles. Jesus se teenwoordigheid verander alles. Ek wil afsluit. Elke mens ervaar storms. En jou storms kan finansiëel wees, gesinsprobleme, gesondheid, geestelike stryd. Weet jy wat, broeder en suster, die grootste wonder is nie dat Jesus net op die water geloop het nie. Dit was nie die grootste wonder nie. Weet jy wat is die grootste wonder? Die grootste wonder is, het hy na jou toe kom in jou storm. Dat selfs die storm, die wind en die water kan hom stop nie. Om na jou toe te kom nie. Miskien op daai stadium is jy vasgevang in jou bootjie en jy dobber rond en jy weet nie wat om te doen nie. God kom na jou toe. En dis wat so awesome is. Hy kom na jou toe in jou storm om te sê, Here, hier is ek. So dis wat gebeur wanneer God in jou storm instap. En dis waarmee ek wil afsluit. Broeder en suster, wil jy nie toelaat dat God vanoggend in jou storm instap? In jou moeilikheid instap, in jou probleme instap, in jou stryd instap nie. Hy wil jou help vanoggend. Hy wil vir jou deurdra en hy wil vir jou onderneem. Want dan moet jy hom toelaat in jou storm. En jy moet hom innooi in jou storm. En terwyl Michael hulle rustig gaan vir my verder sing, ek gaan nie lang tyd opvat met hierdie nie, maar hier is iets wat die Here vir my gegee het. En dit was vir my so interessant toe dit nou vanoggend so reën en baie mense laat weet hulle sal nou nie kan kom nie. Ook as gevolg van die kinders. En besef ek maar, die regte mense gaan nie wees. En as jy vanoggend jou omstandighede vir die Here wil gee, jou storm vir die Here wil gee en sê, Here, kom in my storm in, kom in my bootjie in, kom in my omstandighede in, kom in my stryd in, dan wil ek jou vorentoe nooi, ons gaan saam met jou bid, en ons gaan vir die Here vra om te help. En weet jy wat, broeder en suster, hy gaan vir jou help.
Wie staan nog? Wat sê Here? Hierdie storm. Asseblief wees in hierdie storm saam met my. Nie by my verbygaan soos wat hy met die disippels wou doen nie. Ek weet nie wat God van besluit laat verander het nie, miskien omdat ek gesê het, toe swaarlik kry, maar hy het gesê, ek sal in julle boot inklim, dis ek, en ek sal help. En as daar nog iemand is, is die hele klompie wat nou uitkom, wie wat, nooi Jesus in jou storm in. Nooi hom met jou bootjie in vanmôre, die omstandighede, en sê, Here, hier is ek, U gaan my help. U gaan vir my onderneem. En U gaan vir my deurdra. Jesus, ek self met U ten die wil van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En Here, dankie dat U by ons stil staan. More than yesterday, Vanoggend in hierdie storm staan Lord. U stil by David. Here, ek More wil sê, than Here, words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. dankie dat U vir hom gaan seën vir I need you, Lord. Dankie vir I wat U need you more. Jesus help vir hom. More than yesterday, I need you, Lord. Dankie is U goed wat voorsien. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Here in hierdie storm is More than the air I breathe, Maar ek wil nog wat hy met tyd vir my. more than the song I Ek sing, verstaan nie hoekom al hierdie goed more than the next heartbeat, Kom as hierdie storm. more than anything. Here, dankie Lord, dat U as the vanoggend time vir my goes help by, om dan nie slaap. I will be by your side, Jesus naam. 'cause I never want to go Stil back word die oomblik wat U my old life. in hierdie bootjie van haar klim. Need you Dat more, daar rustigheid gaan kom. more than yesterday. I need you, Lord. Here, dat U interseer gaan gesond. More than words can say. Want Need Jesus, you dat U more wat seer gesond. than ever before. I need you, Lord. Dankie I Jesus. need you, Lord. Dankie. Ek sal my sussie kom. I need you more, Here is sien haar raak. more than yesterday. I need Here, ek you, het Lord. gesien hierdie storm het op 'n stadium so al by te beheer geraak. More than words can say. I Maar need Here, U you kom in hierdie more storm nou. than ever before. I Here, need you, help nou dat jy op U gaan Lord. fokus en vir U gaan raak. I need you, Lord. Vanoggend seën More than the air I breathe, ek sê vir U dankie Jesus. more than the song I sing, Wat U doen, Vader. more than the next heartbeat, Van Jesus. more than anything. Now as the time goes by, Dankie Jesus. I will be by your side, Ons sê in die naam van die Vader en die Seun. 'cause I never want to go back to my old Ek sien life. hierdie groot storm vanmôre en ek sien dat U was gehoor. En die wind jaag gelaat. More than yesterday, I need you, Lord. Hierdie storm weer. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. Here, die oomblik wat U dit doen, kom maar net rustig en kalm en kalmte. I need you more, Dankie vir wat U doen. more than yesterday. I need you, Lord. Dankie dat U wil gesê. More than words can say, I need you more Maar ook than met U sal ever before. I need you, Lord. I need you, Lord.
Lord, is more than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Dankie Koning Jesus, is so getrou. Is altyd getrou. En hy help net altyd vir ons op sulke wonderlike wyse. Ek wil gou vir jou sê hoe God partykeer in jou omstandighede inkom. Ek het gister moes ek 'n groot sportbyeenkoms gaan open daar by Brits sportgronde. En daar was baie mense. Maar Vrydag moes ek 'n paartjie sien en ek kon nie, want ek het 'n krisis gehad wat ek moes gaan hanteer, so ek moes uitry. En ek sê vir hierdie paartjie, jong, ek sal nie my afspraak met julle kan nakom nie, ek weet julle trou hierdie week wat kom, maar ons sal ergens 'n plan maak, ek weet nie hoe ons dit gaan doen nie, maar ons gaan dit kan doen. En ek vra vir hulle, hoe ver bly julle van Britskou grond af, want ek weet hulle bly daai kant toe uit. Hulle sê vir my, pastoor, 6 minute. Ek sê, nee. Ek sê, okay, ek kom huisbesoek doen. In Brits, toe ek in die huis instap, sê die vroukie vir my, pastoor, hoe het gebeur dat jy hier beland het? Ek sê, nee, sê jy vir my, ek weet nie. En toe vertel ek hulle die storie, en toe sê ek maar, kyk hoe God werk. As jy hom nodig het, verander hy reëling sodat dit jou kan pas. Wow. Dit was net vir my hierdie wonderlike, bonatuurlike openbaring van God. Wie wat, dis wat God vir my nie wil doen. Hy wil alles verander ter wille van jou. Wil alles verander ter wille van jou. Want dan moet jy hom in jou boot toelaat. En jou omstandighede toelaat en jou storm toelaat. Want God wil jou help. En maar God vir jou help. Broeder en suster, kom ons groei in die Here. Ek getuig aan mekaar van eergister af, want die Here doen dit, en dan doen hy dit, en dan doen hy dit. Ja, hierdie nonsens is oral tussenin, by almal van ons, maar dan kom God en hy lig 'n mens net uit. En hy sê, kyk wat kan ek doen. Want God kan enigiets doen. Ek gaan dan vra dat al ons doopskandidate na vore gaan kom. Almal is ook nog nie vanoggend hier nie, maar dit maak nie saak. Die wat hier is, weet Mikaela is hier so, ek dink, ons Boetie Bester is hier so, dink ek het hom nou gesien. Yes. Kasper, jy kan kom, en dan Jonathan Edward Boshoff en Debbie Venter, julle is hier so, nou, al ons doopskandidate is hier, sjap. So kom staan vir my hier voor asseblief. Nou, ek moet een ding vir julle sê, die Here het julle regtig lief. Hy het vir julle liewer as laasweek se doopeling, en die water is warm vandag. Nee, maar die Here sien ons raak. Hoekom doen julle wat julle vandag doen? Julle doen dit omdat God met julle gepraat het. Want ek het nie vooraf met enigeen van julle gepraat, voor julle besluit het om julle te laat doop. Ek het met julle gepraat nadat julle gekom het. En ek is so dankbaar teenoor die Here dat julle vanoggend hier is, om hierdie stap te doen. Nou wat sê die woord, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen,
Maak disippels van al die nasies en doop hulle. Daai Griekse woord is baptizo, onder die water in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En stop het dan daar? Nee, die woord sê, en dan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So van hier af moet julle meer leer van God. Moet julle vir God vra om te help, of julle te onderneem, of julle te help. Want een ding is seker, die duiwel gaan julle nie uitlos. Maar God is daar. As jy hom toelaat in jou bootjie, en jou storm, God is daar. Nou Markus 16 vers 16 sê ook, as jy glo en jou laat doop, sal jy gered word. So hierdie hele reddingsproses van jou, is doop deel van. Dis nie iets aparts nie, dis deel van my reddingsproses. En dis vir my so wonderlik, ons het nou 3 doopdienste na mekaar, 3 Sondae na mekaar, en ons baie gemeentes wat ek weet, wat die afgelope jaar die 1 doopdiens gehad het. Ek is opgewonde. God is besig om iets te doen. So mag die Here vir julle seën en vir julle help op 'n besonderse wyse om die regte ding te doen. Van hier af aan. Julle doen nou die regte ding deur gedoop te word. En ek het eintlik so gesmaak, want toe ek vir Debbie sê, as ek om bietjie langer onder die water kan hou, kan dit gereël word. Ja, dis die regte ding om te doen. God het gesê, laat jou doop. Jesus het gesê, jy moet jou laat doop. So dis 'n goddelike opdrag. En ons dank God daarvoor. Nou ek gaan vir julle elkeen 'n paar vragies vra, wat julle dan net moet antwoord. Hier voor die gemeente, het jy jouself tot God bekeer? En dan het jy Jesus Christus aangeneem as jou persoonlike saligmaker? En dan glo jy dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees ons drie-enige God is, en verlang jy derhalwe om gedoop te word deur drievoudige onderdompeling ooreenkomstig Matteus 28 vers 19 in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan beloof julle om julle te onderwerp aan die woord van God en die tug van Koinonia Christensentrum ooreenkomstig die voorskrifte, soos wat dit voorkom in die woord van die Here. Wonderlik, broeder en suster, kom ons gaan opstaan, kom ons seën hulle net in die naam van die Here. Apostel Japie wil net almal weer vir my salf nie asseblief. En dan sal opdra aan die Here, dat die Here vir hulle gaan seën en onderneem. Dis wonderlik vir wat vanoggend ook dan hier gebeur en plaas, want ons bring die Here die ere. Kom ons bid saam. Hemel Vader, dankie dat ons saam met ons boeties en sissies kan bid en hulle kan seën in die naam van die Here. Dankie vir wat U vir hulle doen. Dankie dat U vir hulle onderneem en vir hulle help. Jesus, dis 'n wonderlike stap wat hulle doen. Dankie dat U getrou is. Ons bring U die lof en die eer in Jesus naam. En seën hulle ook. Stap hierdie pad verder saam met hulle en onderneem vir hulle. En ons eer U Vader, want U is 'n goeie God en daar is niemand soos U nie. Amen. OK, julle kan julle klere kry, daar opstap. Michael gaan vir die verder lei en dan sal ons, sodra ons aangetrek het, dan ook die doopdiens doen. Baie, baie dankie. You're a God of grace. You're a God of love. And you take me as I am. Yes, you take away my every sin. And you make me whole again. You are God of grace, you are God of love, and you take me as I am. Yes, you take away my every sin, and you make me whole again. You are God of grace, you are God of love, and I bring
praise to you, and I humbly bow before you, Lord. You are an awesome God. You are God of grace, you are God of love, and I bring my praise to you, and I humbly bow before you, Lord, 'cause you are an awesome God. You are God of grace. You are God of grace. You are God of love, and you take me as I am, and you take away my every sin, and you make me whole again. Yes, you are God of grace, and you are God of love, and you take me as I am. Yes, you take away my every sin, and you make me whole again. You are God of grace, you are God of love, and I bring my praise to you, and I humbly bow before you, God, 'cause you are an awesome God. You're a God of grace. You are God of grace. You are God of love, and I bring my praise to you, and I humbly bow before you, Lord, 'cause you are an awesome God, and I humbly bow before you, Lord, 'cause you are an awesome God. I surrender all. I surrender all to you, my blessed
gee alles oor. Debbie Venter op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Jonathan Edward Boshoff op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Johannes Kasper Bester op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. En ek voor ek al gaan doop, broeder en suster, ek is so bly Paasokkie vanmôre, hy werk permanent in Zimbabwe, so hy kom baie in my huis toe. Ek is bly hy is hier vir hierdie belangrikste oomblik in jou dogter se lewe. Here, baie dankie. Michaela Kemp op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Goed, kom ons staan op en sing ons laaste liedjie. Kom laat ons sing tot eer van die Heer. Kom laat ons juig en hom nou vereer. Kom sing 'n loflied die Here regeer. Kom laat ons sing tot eer van die Heer. Ja, kom laat ons sing
tot eer van die Heer. En kom laat ons juich en om nou vereer. Kom sing 'n loflied die Here gee. Kom laat ons sing tot eer van die Heer. Want Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus die Seun van God. En Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. En Jesus Christus leef in my hart. Jesus die Seun van God. Kom laat ons sing tot eer van die Heer. En kom laat ons juich en op nou vereer. Kom sing 'n loflied die Here gee. Kom laat ons sing tot eer van die Heer. Ja, en kom laat ons sing tot eer van die Heer. En kom laat ons juich en op nou vereer. Kom sing 'n loflied die Here gee. Kom laat ons sing tot eer van die Heer. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus die Seun van God. Jesus Christus. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus Christus leef in my hart. Jesus die Seun van God. Jesus die Seun van God. Jesus die Seun van God. Daar sê, die Here is awesome. Amen. Konrad is ontslaan, hy is by die huis. Prys die Here. Ek herinner jy net, wanneer ek, volgende week se verjaarsdagdiens, 9:00 die oggend, kom gerus, dan die oukies wat die boeke bestel het, Pieter is hier voor in die hoekie, as jy net die boekie kan kom haal. Daar is koffie en tee, en na die tyd. Prys die Here. Kom ons sluit ons oor, dan sluit ons af. Here, baie dankie dat ons U ken. Here, U het Uself aan ons geopenbaar deur die woord en deur U Gees wat in ons kom woon het. Dankie daarvoor. Dankie Here dat ons U kan eer en kan vir U lewe. Here, help vir ons Vader om in hierdie storms waar ons is, ons oë steeds op U te hou, Here, want U klim in ons boot en U kom help vir ons en U dra vir ons deur. Here, ons eer U daarvoor. Dankie vir die diens, dankie vir alles wat ons kon doen. Ons eer U, want U is 'n goeie God. En Vader, ek bid ook waar ons uit mekaar uitgaan, dat ons veilig sal wees, dat ons weer by mekaar is. Ons dankie vir al die dinge in Jesus naam. Amen. Maar sy geseënde middag vir almal.